Goeienaand, leefgemeente. Dis die aand voor Jesus se kruisiging. En vanaand, woensdag aand, gaan Jesus sy ete saam met sy disippels geniet. Lukas 22 vertel ons dat Jesus sê, hy het so baie daarna uitgesien om hierdie laaste Paasfees ete saam met sy disippels te geniet. En toe die aand aanbreek en hy sit en hy eet hierdie Pasga ete, hierdie ete wat gevier word vir honderde jare, hoe Jode onthou dat hulle God is die sterk God wat hulle gered het uit die slawerny van Egipte. Kom Jesus en hy vervul die Paasfees ete deur om te sê, dis nie net dat God jou wil bevry, dis nie net dat God een volk wil bevry uit slawerny nie, maar dat hy die hele wêreld wil bevry uit die slawerny van sonde. En Jesus kom vertel sy disippels dat hy is die Paasfeeslam. Dit is sy bloed wat maak dat God verby ons sonde beweeg. Dit is sy liggaam wat ons genuttig om ons krag te gee om in ons ewigheid in te gaan. Hy is die Paasfeeslam. En hy het so daarna uitgesien om dit vir die disippels te vertel, sodat hulle hierdie beginsel, hierdie simboliek van hierdie ete sal vat en ander mense sal vertel. God het jou lief. Kyk wat doen hy vir jou. Paasfees is die bewys van sy liefde. En toe is hulle al juigend en singend na die Olyfberg toe. Daar in die Olyfberg wil Jesus bid saam met sy disippels, maar hulle is moeg. Dit was groot feesviering, baie wyn was gedrink en hulle is moeg. Maar Jesus bid. En hy sê hierdie woorde: Vader, my vlees is swak, maar my gees is gewillig. As dit moontlik is, laat hierdie een beker, hierdie lydingsbeker verby my beweeg. Maar nie my wil nie, maar laat U wil geskied. 3 keer bid hy dit. En toe kom arresteer hulle hom en Jesus spandeer vanaand in die tronksel van die hoëpriester se huis. Ons ervaar die aand wat Jesus ervaar as jy Psalm 22 wil lees. Ons hoor die begin van daai Psalm wanneer Jesus dit op die kruis môre middag uitskree, maar die begin van Psalm 22 is Eloi, Eloi, lema sabachthani. En Jesus is alleen in 'n donker sel vanaand. Mag jy vanaand, soos wat jy herdenk hoe Jesus sy nagmaal instel, die maaltyd van Paasfees, hier in hierdie aand waar ek hierdie video maak, mag jy onthou hoe belangrik dit is om te verstaan, hy is die vervulling van honderde jare se uitsien en verwagting van die bevryding van sonde. Die regverdigheid dat ons saak met God reggemaak is, nie omdat ons goed genoeg is nie, of die Here weet ons almal verdien wat ons kry. Maar as gevolg van sy genade kry ons wat ons nie verdien nie, die ewigheid saam met hom. Geniet vanaand. Onthou die prys wat God betaal het, sodat ek en jy kan vry wees. Dit is vanaand. Dit is die nagmaaltyd. Here, baie dankie. Dankie vir die vervulling wat ons vanaand kon beleef as Christene. Sien ons honderde jare se simboliek vervul in Jesus Christus, ons Paasfeeslam. Dankie Vader dat U ons nie net bevry, dat ons hier op aarde vryheid kan beleef nie, maar dat ons in ewigheid vry sal wees van die sonde. En die loon daarvan is die dood, maar deur U sal ons leef. Ons prys U daarvoor. Word verheerlik in hierdie aand, Here, vir elke Christen, wat U lof en eer besing, in Jesus naam. Amen en amen.